Maar is dit nie 'n wonderlike voorreg om deel van so 'n gemeente te wees nie? Julle kan ek nie aan dit maak nie. Dit is heerlik om saam met julle te wees vir nog 'n keer en mag die Here op 'n baie spesiale manier hierdie Pinkstertyd my en jou lewe gryp. So ek wil volgend gaan ek praat oor wie is die Heilige Gees. En ek wou môre aand gepraat het oor hoe word 'n mens gevul deur die Gees, maar ek het 'n belewenis, 'n gevoel dat ek vanaand daaroor moet praat. Dat ons meer mense kan aan die boodskap blootstel. En môre aand dan oor die werking, dan oor die gawes van die Gees, hoe werk dit? En dan Dinsdag aand, hoe wag ek op die Gees? En dan Woensdag aand, okay, nou gaan ons uit en nou, hoe stap ons nou in ons lewe saam met die Heilige Gees? Ons God, ons Vader, Jesus en Heilige Gees. Ons is so bevoorreg om deel van 'n familie te kan wees waarin U is, in U volheid. En nou sit ons almal, Here, soos kindertjies voor die troon, en ons wil graag van U ontvang. Ons wil meer leer, ons wil meer weet, ons wil vol word, ons wil skoon word, ons wil nuut word, en ons weet ons kry dit net by U. Dit wat U gedoen het meer as 2000 jaar terug in Jerusalem in 'n boefretrek, die kan U weer doen in Basileia gemeente in hierdie tyd van die geskiedenis. Ons hoop, ons verwagting is in U, en nou hier is ons hier, ons harte oop, laat die reën van God in ons harte val, en ons prys U groot en heilige naam. Amen. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Nou, almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dat aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Ons het nou die dag Hemelvaart gevier. En ons is nou in die 10 dae van die wagtydperk. Maar ek en jy leef nou in die tyd van die Heilige Gees. En dit wat daar gebeur het, wat ons nou net gelees het, dit wat daar gebeur het die kerk, het die wêreld, het die toekoms van die planeet vir altyd verander. Maar ons leef in daai bedeling van die Gees. So nou is die vraag, hier aan die begin, wat kan met jou gebeur? Ons gaan hoor wat het met die disippels gebeur, maar wat kan met jou gebeur in hierdie week? Weet jy wat kan met jou gebeur? Jou hart kan verander, jou tong kan verander, jou ore kan verander, jou werk kan verander, die manier hoe jy goed doen kan verander, die manier hoe jy aanbid kan verander, die manier hoe jy God se woord lees en hoor kan verander. Die vraag is, wil jy verander? Want hoeveel jare het ek nou al in Pinksters gesit as kind? Elke jaar. En hoeveel keer het my lewe verander? En ek wil by wyse van Spreuke dit profeties vanmôre sê, dat hierdie gemeente gaan anders wees na hierdie Pinkster.
In my en jou lewe gaan ons nie net meer na hierdie Pinkster aankarring met ons lewens soos wat dit was nie. Ons gaan soos die disippels wees. Want die disippels het voor Pinkster was hulle self tevrede. Hulle was passieloos, hulle het wat deur die motions gegaan, maar na Pinkster was hulle anders. Want jy sien, niks kan jou lewe verander. Niks. Behalwe die Gees nie. Hoeveel keer het jy nou al probeer om anders te dink? Hoeveel keer het jy nou al probeer om iets te los? Hoeveel keer het jy self probeer om iets te verander? En, jy weet die ou Willem is mos soos 'n kakiebos. Jy dink hy's dood, maar as jy omkyk dan sien jy nie, so is net die Gees wat kan verander. So kan ons nie nou, ek en julle, besluit. Here, ek is moeg vir my ou lewe. Verander my. Verander my. Die eerste vraag vanoggend is, wat weet jy van die Gees? Ons weet die Gees is uitgestort in die bovertrek in Jerusalem. Ons weet ons het dit geleer, die Heilige Gees is God, volledig. Die Heilige Gees is 'n persoon. Terloops, as jy in hierdie tyd, ek weet ons skryf nou nie meer. Ek sal nie dink jy speel op jou iPad of op jou foon nie. So as jy hier en daar 'n nota wil maak, is jy welkom, maar ek sal al hierdie goed vir Marius gee, so as dit op die PowerPoint is, dan hoef jy nie nota te maak nie, maar miskien is daar 'n teks wat jou raak en jy wil hom vanaand weer gaan lees of môre of in jou stilte tyd en jy wil 'n bietjie gaan navorsing doen op hom, dan is jy welkom om 'n skryfding saam te bring. Die Heilige Gees is ons helper. Dink gou 'n bietjie waar die Gees jou laas gehelp. Miskien is dit sommer vanoggend. Ons moet dit prakties doen. Vanoggend toe ek ry van Warmbad af 5:00 die oggend na troue van gisteraand, toe ek in my kar klim, toe sê ek, Gees, ek kan nie alleen daar kom nie. Sal U my help? Ek is veilig hier. Hy het my nou net gehelp. Die Heilige Gees is ons skepper. Hy is die een wat dinge nuut maak in ons, wat ons herskep. Hy is ons geneesheer. Die Heilige Gees is ons kompas. Die Gees is die een wat ons oortuig van sonde. Ek weet, ouma het altyd gesê, is ou nie wat agter die oor sit. Ek weet, baie humanisties is jou kundige gesê, nie is jou onderbewussyn, maar dis die Gees wat jou bewus maak van dinge in jou lewe wat nie reg is nie. So die Heilige Gees is die een wat praat. En ons gaan Dinsdag aand hoor, hoe praat hy met ons en hoe wag ons op hom? Nou is die volgende vraag wat ek agterkom in mense se gemoed is. As ek met mense praat oor die Heilige Gees, dan is daar sekere dinge wat hulle vra. Hoe weet ek het die Gees? En ons gaan probeer al hierdie vrae in hierdie week antwoord. Hoe weet ek is gevul met die Gees? Hoe weet ek is gedoop met die Gees en wat beteken dit? Hoe kry ek die Heilige Gees? En wanneer kry ek die Gees? En is die gawes wat die Bybel van praat, wat die gawes van die Gees is dit nog relevant vandag en hoe werk dit? En hoekom beleef ek nie ook manifestasies nie en moet almal nou in tale praat? Dis nie goed wat ek hoor. Dis die vraag in mense se harte. Al wat ons weet is ons leef in 'n splinter nuwe bedeling van die Heilige Gees. En ek lees in die boodskap, hierdie een teks raak wat my getref het. Hy sê 2 Korintiërs 3 vers 12. 2 Korintiërs 3, omdat ek weet dat ek ook deel is van die splinter nuwe era van die Heilige Gees. Maar hoor nou, die era wat vir altyd sal aanhou en niks kry niks my onder nie. Die era wat vir altyd sal aanhou, kry niks my onder nie.
Maak dit jou ook opgewonde, dat die Gees by jou is, en dat hy jou sal help in hierdie tyd waarin ons lewe. En ek lees saam met jou Galasiërs 5, vers 16 tot 18. Hy sê, wat ek bedoel is dit? Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Ek het dit 'n bietjie vinnig gelees, ekskuus. Ek wil daai een sinnetjie weer oorlees. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit spoeg vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Die wit hond en die swart hond fight die binnekant. Die oorlog is die binnekant. So die stryd is hierso, okay? En dan sê hy, wat die sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil in stryd met die sondige natuur. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar, as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. En dan vers 24. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwant wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. As ons kyk in vers 16 en in vers 25, is daar twee opdragte. Hy sê, laat die Gees julle lewe beheer. Vers 16. So opdrag. En hy sê dit ook in vers 25, sê hy, laat die Gees julle gedrag bepaal. So jy sien wat het God gedoen. God het sy asem, sy ruach, het hy in ons ingeblaas. So die Gees van God is nader aan jou, as wat jy aan jouself is. Hy is in jou ingeweef. Kom ons kyk nou na vandag se tema. Wie is die Gees? Wie is die Gees? Die Gees is een van die drie eenheid, het ons gesê. Vader, Seun en Heilige Gees. Die kinders is nou uit, maar ek is op 'n manier nog 'n kind. So dit is soos 'n eier. So die buitekantste dop is God. Die wit gedeelte is Jesus. En die geel is die Heilige Gees. Dis een. Of soos 'n kers. Buitekant om die was is God. Die pit is Jesus. Die vlam is die Gees. Dis een. 'n Kers kan nie sonder 'n vlam werk nie. Dis net 'n halwe kers. Maar wat jy sien, dis wat ons baie keer gedoen het in ons tradisie. Die Vader weet ons van. Hy is die skepper. Almal van ons het by ons ma se voete of iewers by 'n sonndagskooljuffrou gehoor van Jesus. Die Gees. Gees is baie keer vir ons ver en ons is nie bewus van hom nie. So hy is die een van die drie eenheid. Hy is die een wat die gawes gee. En dit staan in 1 Korintiërs 12 vers 11. En die Heidelberger Katekisme sê dit in artikel 9. Hy sê, hy is die heiligmaker. As ons eendag voor God gaan staan, dan gaan hy is die een wat ons heilig verklaar voor God. En Jesaja 11 vers 1 en 2 sê dit so mooi. Sê die Heilige Gees is die een wat wysheid gee, wat insig gee, wat jou raad gee, wat jou sterkte gee. Ek bedoel toe Johannes en Jakobus daar voor die Joodse raad staan, vissers man van beroep. Hulle het nie eens grade gehad nie, net 'n ruggraat. Daai mense, daai Sanhedrin het vir hulle vrae gevra wat hulle nie eens verstaan het nie. En die antwoorde wat hulle gegee het, was die wysheid van die Heilige Gees. Hy is die een wat dit gee. Hy is die een wat sy kerk onderrig. 1 Timoteus 4 vers 11. Hy leer sy kerk. Hy onderrig hulle in die waarheid. In Johannes 16 vers 7 staan daar, hy is ons helper.
tree vir ons in, as ons wil val, dan tel hy ons op. In Handelinge 13 staan daar, en die Heilige Gees en ons het besluit. So die Heilige Gees help jou om besluite te neem. Dis wat die disippels met hulle gebeur het. In Handelinge 15:28 staan daar dat die Gees van God het 'n emosie. In Efesiërs 4:30 staan daar, jy kan sy hart seermaak, jy kan hom bedroef maak, sy emosie, hy kan huil wanneer daar sonde in ons lewe is. Dis 'n persoon hierdie, né? Dis die eienskappe van 'n persoon. Hy's alwetend, 1 Korintiërs 2:10. Die Heilige Gees fokus nooit op homself nie. Die Heilige Gees fokus altyd op Christus. Want hy wil Christus deur ons lewens laat skyn. Die Heilige Gees is nie iewers 'n krag of 'n invloed nie. Die Heilige Gees is 'n persoon, soos Christus wat in my wil leef. Een van ons kerkvaders, Martin Luther, het dit so mooi gesê. Hy sê, the Holy Spirit is a beautiful person to be known and loved, not a buzz to be felt. Volgende vraag. So wie is die Gees? Waar woon die Gees? Waar woon die Heilige Gees? Nou aanvanklik het God gewoon in die tuin van Eden. Wat staan daar? En die Gees van God het oor die water gesweef. Okay? En toe kom die sondeval, toe breek God se hart. So wat sê die volk toe? Geef ons 'n plek waar ons U kan aanbid. En toe bou hulle die tabernakel. Heilige, 'n voorhof, heilige, allerheiligste. Waar die teenwoordigheid van God was, waar die volk God aanbid het in die verbondsark. En toe, waar woon God toe daarna? In die tempel. Dis hoekom die Jode vandag, julle sal weet, staan hulle die naaste moontlik aan die plek waar hulle gedink het die verbondsark is, vir hulle is dit die teenwoordigheid van God. En toe kom Christus. Waar woon God se Gees vandag? In ons harte. 1 Korintiërs 3:16. Weet julle nie dat julle liggaam die tempel van God is waarin hy woon nie? So besef jy dat jy die Heilige Gees besit? Die vraag is, besit die Gees jou? Dis die vraag. Romeine 6:13. Want jy sien, die Gees van God doen nie halwe werk nie. Die Gees van God gee nie bietjie van homself nie. Die Gees van God gee homself. Hy gee homself ten volle. Hoor bietjie wat staan aan 1 Johannes 4:2. Hieraan ken julle die Gees. Wie bely dat Jesus die Here is en dat hy opgewek is uit die dood, wie dit bely en dit glo. Hoor wat staan daar, het die Gees wat van God afkomstig is. 1 Johannes 4:2 gaan lees. En 1 Korintiërs 6:19 sê amper dieselfde, hy sê, julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. So, jy die Gees. As jy bely dat Jesus die Here is. Jy moet jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het. Ek lees 'n mooi teks, Marius hierdie week raak, in 1 Johannes 2. Verstaan jy nou, hoekom moet jy 'n ding bring om te skryf, en jy al die tekste so ver onthou? 1 Johannes 2, vers 27. Daar staan. En die Gees waarmee hy julle gesalf het. En toe gaan kyk ek bietjie wat beteken daai salwing. So in die Ou Testament het hulle nou olie en kruie en goed met mekaar gemeng, en dan het hulle priesters, konings, gesalf. So Samuel het vir Dawid en vir Saul het hy gesalf. So daai salwing was die simbool
van die Heilige Gees. Charisma, nie charisma. Die charisma is gawes, ons sal oormôre aan daaroor praat. Maar charisma beteken daai salwing, dis 'n seremonies gebruik. So nou, in die Nuwe Testament, wat doen God? Hy vryf sy Gees in jou in. Hy gee sy karakter vir jou. Okay, kom ons maak dit meer prakties. Julle moet tog julle hande opsteek as ek nie prakties praat, want dit beteken niks vir jou. Jy moet die brug bou tussen die teorie en die praktyk. Dat as jy môre op 'n manier iewers moet hierdie gees en die vlees toepas in jou geestelike lewe buitekant en in jou professionele lewe, dat jy moet weet hoe om die gees daarby te betrek. Meeste van ons manne, nou nie dames, ekskuus vir julle, was in 'n topkamer voor die rugbywedstryd. So almal van ons weet min of meer hoe ryk die piet. Okay? So as hy spier nou iewers seer gekry het, ne, dan smeer jy daai diepiet in. Afgesien van die feit dat jy hom ruik, daai diepiet penetreer daai spier. En dit het 'n genesende effek op die spier. Dit hou die spier warm, dit maak die spier effektief. Dit laat die spier werk. En as die Gees van God homself in jou invryf, dan deurtrek hy jou hart, hy deurtrek jou lewe, hy gryp jou, hy sit sy karakter in jou. Weet julle wat doen ons met die Gees baie keer? Dis ook soos toe ek nou op die platteland was, daar in die Wes-Transvaal. Ek weet as oom Gert sy kind maandagoggend koshuis toe bring, dan is dit amper 100%, hy gaan by my kom koffie drink. Nou as daar klop aan die deur is en jy kyk so deur die gaatjie en jy besef, oeps, ek het eintlik nie nou tyd nie, en hy het al lang asem. Maar ek kan nie ongeskik wees nie so. Hoor oom Gert, hoe gaan dit vanmôre my heel? Ek kan 'n eier in my kook. Oom Gert, asseblief. Nou dis wat ek dink, ek hoop tog nie as ek jou koffie aanbied dat jy dit vat vanmôre nie. Oom Gert, kom sit gerus. Ja, Boetie, ek sal 'n bietjie sit. Oom Gert, kan ek vir jou koffie maak? Asseblief, Boetie. Dis nie dat ek ongeskik is nie. Dis nie dat ek lelik is nie. Maar dis net nie nou geleen nie. En kyk, as ons die koffie gemaak het, oom Gert het nog nie klaar gedrink nie, hy maak net 'n move om op te staan, dan begin ek al opstaan. Dis nie dat ek lelik is nie, dis nie dat ek ongeskik is nie. En as oom Gert sy koppie neergesit het en hy groet en hy, gewoonlik het hy dan vir my gebid ook, en hy waai, en ek maak hy deur toe dan, dankie, dis nie dat ek lelik is nie, dis nie dat ek ongeskik was nie. Dis wat ons baie keer, maar was nie nou geleen nie. Dis wat ons baie keer doen met die Gees. En hy word hartseer. As ek hom net toelaat op sekere dele van my lewe, betroof hom. Dis nie dat ek lelik is nie. Dis nie dat ek van hom hou nie. Maar ek laat hom net nie toe nie. Ek het verskonings. Ek wil julle eintlik maar my eie agenda dryf. So dit bring ons dan by die vraag, wat doen die Gees as hy nou in my woon? Wat doen hy nou in my? Die eerste ding wat hy in my doen is, hy wil my lewe beheer. Hy wil my lewe beheer. Of is dit die kleinste is, die jongste? Ekskuus, ek het jou nou raak gesien. Dis nie dat jy nou die kleinste is nie. Want eintlik kom help my gou so. Kom help my gou. Sien, 'n klein is 'n kleintjie, 'n klein is hier nog 'n babatjie. Okay, jy kom sien, asseblief kom. Okay. Jy rok aan. Kom. Jy sien wat die Gees doen. Ek moet eintlik nou geblinddoek wees, want die man het so groot kop by al sakdoekies te lig. Hy hou nou aan my vas, wat jy nou doen, van sel.
Van Zyl, kom stap saam met my. Pas op nou, wees versigtig. Tel op die voet. Jy gaan nou 'n trappie klim. Alright, okay. Wees versigtig. Klim weer af en so. Sien, dis wat ons eintlik met die Gees doen. Van Zyl moet nie waar nie, ek is sterk. Kom klim op my rug. Kom. Sien, dis wat doen. Kom nader aan my, ryk my af te skyf. Ja. Sien, Van Zyl het nie beheer nou nie. Luister, ek het beheer oor Van Zyl. Ek stap met hom na die plek toe wat ek wil. Ek sit hom neer op die plek waar ek wil. Op Van Zyl. Laat jy die Heilige Gees toe om te beheer. Vir 'n oomblik het Van Zyl getwyfel. Nee, oom, ek kan nie. En by wyse van spreke, ek wil my eie ding doen. Ek wil my eie oë gebruik waar ek stap. Ek wil my eie hande gebruik so wat ek doen. Ek wil my eie voete gebruik ook. So die vraag in jou lewe is, laat jy die Heilige Gees toe om jou lewe te beheer. Wat jy sien, hoor nou, hy wil dit in totaliteit doen. As hy sy Gees in jou inblaas, is hy die een wat wil beheer waar jy kyk. Hy wil beheer wat jy praat. Hy wil beheer wat jy dink. Want hoor wat sê die teks, laat julle lewe deur die Gees van God beheers word. Lees verder die teks, dan sal julle nooit soeg voor die sonde nie. Voor die wêreld nie. Dis wat die teks sê. Want jy sien, die Heilige Gees is 'n rein Gees. Skoon. Hagios, heilig. Die Heilige Gees wil jou eenkant sit. Vir hom. Hy is 'n jaloerse Gees. Hy wil jou vir hom hê. Hy wil jou toe-eien vir hom. Nou kan julle glo my nog nie. Julle gaan my nou glo. Hoor nou hierdie een. Kyk, ek bly nou 'n bietjie verder van Loftus af. Ek bly nou in Hartenbos. Maar ek kyk nog elke billetjie. So julle weet my bloed is blou. So 'n jeugdig is 'n voorreg vir my om vandag hier te wees. Ons vreugde na gister. Maar nietemin, ek en my seun sit op die Oospaviljoen op Loftus. Wian was nog 'n kleiner riggeluitjie. En nou is dit so, hulle het blou hare wat hulle opsit en hulle het vla en ons sit nou daar tussen die gepepel. Ons is deel van dit. En elke keer as hulle 'n 3 druk, hier sit mense hier voor ons ook, 4 manne. Maar hulle is lawaaiig. Hulle staan op hulle stoele, hulle skree, hulle swaai hulle vla, hulle het ook hare op, hulle gebruik Franse woorde wat ek vir Vivian moet verklaar wat se woorde is dit. Ok, langs die rekord, die blou is die dag gewen en ons stap nou uit. En op pad, nou sien ek hierdie kind van my dink. Ek sê vir hom, seun, gewoonlik is jy baie blyer as jy hulle gewen het. Waaraan dink jy? Hy sê, pa, ek wil net by pa hoor. Die oom wat voor ons gesit het. Hy het vir my baie vreemd opgetree. Hy is eintlik 'n baie skaam oom. Ek sê, hoe weet jy dit? Hy sê, nee pa, hy is my sondagskooponderwyser. Hy sê, pa, maar hy is so skaam. En teruggetrokke. Hy vra my die meeste van die tyd in die klas hier na die tyd om af te sluit. Maar vandag is dit anders. Hy sê, hoekom is dit so? Ek sê, seun, hy was onder die beheer van 'n ander spirits. Daarom, omdat hy onder die beheer van iets anders was, het hy dinge gesê wat hy nooit normaalweg sou sê nie. Hy het dinge gedoen wat hy nooit normaalweg sou doen nie. As jy vanmôre die Gees van God in jou lewe ten volle toelaat, is dit daar 'n moontlikheid dat jy dinge gaan doen wat jy nooit sou gedoen het nie. Jy sou by 'n bediening ingeskakel wat jy nooit gedink het jy sal doen nie. Jy sou goed gesê het wat jy nooit gedink het jy gaan sê nie, want jy is eintlik skaam en teruggetrokke en praat nie oor die evangelie nie en dis 'n privaat saak vir jou. Maar uiteindelik gaan jy help dat mense in die koninkryk van God inkom. Hoekom? Omdat die Gees jou lewe beheer. Want dis wat hy wil kom doen, as hy in jou kom bly. People may doubt what you say, but
doen. Jy sien, die Heilige Gees is soos 'n skaduwee. Jy kan nie van hom af wegkom nie. Hy volg jou. Want hy soek jou vir hom. Kyk, as jy nou 'n huis gaan koop, en die huisagent gee vir jou die sleutels van die huis. Okay, kontrakte is geteken, alles. Dan gee sy vir jou die huis se sleutels, wat daar in die garage, in die voordeur, in die badkamer, in die kombuis, maar that's it. Is dit wat sy doen? Sy gee vir jou die hele huis se sleutel. Elke vertrek is joune. Dis joune, jy het hom gekoop. Die Gees het jou gekoop, vrou, duur, baie duur. Geef hom al die sleutels. En ek weet, is moeilik, want daar agter die klavier word ons nie baie skoon gemaak nie. Daar seker goed in ons hart wat ons wegsteek vir hom. Wat ons dink ons steek weg vir hom. Maar hy weet dit. En weet jy wat? Hy wil self jou persoonlikheid beheer. Come on, hier stretch jy dan nou te ver vanmôre. Jy weet, ons liggaamsies, ons is nou maar so gemaak en so gelaat staan. En ons koetsees, maar dan weet jy wat, ons sukkel nou maar net met aggressie. Dit is nou maar hoe ons gemaak is. En ons van die merwes, ons is nou maar net lief vir vrouens, dis ons is ek koopies van die merwes vanmôre nie. Jy sien wat doen ons? Ons steek ons persoonlikhede weg. God wil ook dit beheer deur sy Gees. Hy wil verander. Hy wil vernuwe. Luister, God wil 'n stroom van sy Gees, van sy water, sy lewende water, deur hierdie gemeente laat vloei. Ek het nie twyfel daaroor nie. Hierdie gemeente is op die punt van nuwe lewe. So nou moet ons deurdruk. Ons kan nie self deurdruk nie. Maar die Gees kan ons help om in die stroom te kom, sodat hy ons lewens, individueel, ons gemeente en ons gemeenskap omdolwe. Maar dit gaan beteken, soos wat vers 24 sê van daai Galasiërs deel, dit gaan beteken dat ons ou mens en ons ou gewoontes moet ons los. Dit moet nie domineer nie. Kyk wie wen uiteindelik van 'n rugbywedstryd, of selfs, ek weet nie werk dit in netbal nie, maar ek vermoed dit werk dieselfde. Die span wat domineer, hy wen uiteindelik. Okay? Jy sit die meeste druk op. So as die ou mens jou domineer, dan blus jy die Gees uit. Maar as jy die ou mens domineer, dan werk die Gees in sy volle potensiaal, in volle beheer in jou lewe. En my gebed is, dat elkeen van ons, het sluit my in, dat ons die stempel van die Heilige Gees sal dra. En dat dit nie 'n nagemaakte stempel is nie. Kyk, jy moet, 'n pirate paard is nie so goed soos 'n genuine paard, is ek reg? Maar as daar op staan, SABS goedgekeur, dan weet jy die stempel op. En jou lewe moet sê, die stempel van die hemelse bureau is op jou lewe. Ek en Marisa stap as my vrou, ons stap eendag op 'n sending uitreik elders in die wêreld, en ons sien daar 'n bordjie staan, 'n advertensiebord, en op die bord staan watches on special. Ons nog uit, nou ja, hier kom het nou. Watches on special. En onder in aanhalingstekens, genuine fake. Don't be genuine fake. Be real. Real people follow Jesus. Waar woon die Gees? Wat doen die Gees in my?
Hy wil my gees, hy wil my lewe beheer. 2, wat wil hy kom doen? Hy wil die fokus op Christus hê. Dis wat ons gesê het. Hy wil die fokus op Christus hê. Hy wil die vergrootglas op hom stel. Luister, die wêreld volgens kyk. Die wêreld moet kan sien dat Jesus lewe. Hoe gaan die wêreld dit sien? Hulle sien dit deur my en jou lewe. Die wêreld is siek en sat. Dis hoekom nie die revival is ons nou nie. Die wêreld is siek en sat vir vormgodsdiens. Want vormgodsdiens is dood. Die letter van die wet maak dood. Maar die gees bring lewe. Wat wil die gees nog in my kom doen? Die gees wil 'n lewensgeur deur my versprei. Dis wat die Bybel sê in 2 Korintiërs 2 vers 15 en 16. Hy sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. So rukkie terug praat ek met een van die sakemanne en hy sê vir my, ja, Willem, het jy nie vir my raad nie? Ek sê, wat sy raad? Hy sê, nee man. Hy sê, ek is nou met vakansie gewees, ek het 3 weke in my kantoor gesluit. Hy sê, toe ek daai maandagoggend in die kantoor instap, ek was nou eerste daar voor my sekretaresse en personeel, hy sê, sit ek die aircons aan. Hy sê, maar jy wil nie glo nie. Ek kon nie lewe nie. Hy sê, die reuk wat daai aircons uitgooi is net, dit is onuithoudbaar. Hy sê, toe die dames kom met hulle Isimiyaki en Revlon, sien jy, ek ken dit natuurlijk. Hulle het goed gespuit, maar niks bewerk nie. Hy sê, toe kry hulle die tegnische ouens van die Aircon Company en hulle het die pype oopgemaak en die oomblik toe hulle die pype oopmaak, toe sit die plat Anna daar wat dood gegaan het. Hy sê, toe sit die doodsreuk wat daai ligversorgers uitstraal, uitgooi. Die geur wat ek afgee, is die doodsreuk. Dat mense weghou van Christus af, en van my af. Of is dit lewensgeur? Wat mense trek, wat mense saamvat hemel toe. En in God se lewensgeur is liefde. Ons gaan oor die vruggiewes praat, dit is vrede, is sagtheid, is bedagsaamheid, is vriendelikheid, selfbeheersing. Dis die geur wat ons moet afgee. Want net soos wat my kar brandstof nodig het om te loop, en hierdie lig het elektrisiteit nodig om te brand, en my lyf het water nodig om aan te hou lewe, net so het ek die gees van God nodig, om daagliks 24/7 by my te wees, en om toe te laat, sodat hy my gedrag kan bepaal. Luister, al stap jy in Pick n Pay, of in Spar, of in, ek weet nie wat sê by julle nog nie ook al, wat ook al food lovers, ekskuus, ek kry nie kommissie nie, maar as jy by hulle instap, dan is jy onder leiding van die Gees. As jy by die skool instap môre, of by jou werk, is jy onder leiding van die manier hoe jy mense môre gaan groet, moet onder leiding van die Gees wees. Ek is toevallig nou die dag by Food Lover. En ek koop nie so baie van Marisa blomme doen, so ek moet nie gedagtes kry. As die Here vir my sê, dan voel ek okay, ek moet. So ek gaan stap en ek sien as mooi lekker vars blomme, ek vat die blomme, nou staan ek in 'n ry, my persoonlikheid is nie so, ek hou nie gewoonlik, soek ek die 10 items dat ek vinnig kan deurgaan, my persoonlikheid is baie vinniger, soos wat Tannie met 'n groot trolly voor my staan, probeer ek dit vir my, maar nou staan ek aan, nou probeer ek die vrug toepas, so rustig, en is toe nou my beurt, en ek kyk in die vrou se oë, en asof ek beleef, gedagte kry, so ek probeer hoor hoe luister mense na die stem, gedagte kry, sommer net met my oë sien, ek sien in haar oë, sy het
sy dra swaar. Ek sê, good morning, ma'am. Are you tired today? Yes, sir. What can I pray for you? En sy begin 'n traan stort. Ek sê vir haar, vertel vir my, wat gaan aan? Sy sê, meneer, ek het vanmôre 5:30, het ek my 8-jarige dogtertjie wat met skool toe gaan, het ek afgelaai by die plek waar die taxi haar elke oggend kry. Ek het haar vanoggend sonder 'n kosblik afgelaai. En toe die taxi, toe ek nou op die bus moet klim, toe is die taxi maar nog nie daar nie. Toe moet ek haar daar los. Sy sê, en ek is die hele dag bekommerd, ek weet nie waar gaan ek haar kry vanmiddag nie. En ek het in elk geval ook die geld om so toe terug te gaan. En my oog vang die ry wat nou wag, want ek hou nou die ry op. En die kykie wat ek gekry het by daai tannies wat lang handsakke het. En die kredietkaarte is nie blou nie. Daai kykie het vir my gesê, "Boet, maak nou gou. Dis nie nou tyd vir hierdie ding, jy nou. Ons wil aangaan." Ek steur my nie toe daar nie. En ek sê vir haar, ek sal die Here saam met jou vertrou dat jy jou kind lewend kry. Nou, hierso is, vra toe toestemming by haar supervisor. Mag ek vir haar geldjie gee? Sy laat dit toe. En ek loop. R100 vir my nou nie doodmaak nie, maar dit kan 'n lewe verander. 3 weke daarna, toe is ek by dieselfde plek en by dieselfde dame, en toe is daar 'n groot glimlag op haar gesig. Toe sy my wit hare sien, toe sy sê, Fundisi, ja, nee, dit beteken Moruti. Is jy weer hierso? Ek sê, ja, hoe gaan dit nou? Sy sê, nee, ek het my kind gekry, sy lewe, en ons gaan aan, ons gaan vorentoe. Ons dank die Here elke dag. Omdat een stupidrige ou wat gehoorsaam is, of was, net geluister het, met die Gees. En elke dag met sulke tipe gevalle te doen. Die vraag vanoggend is, wil jy die Gees met jou lewe beheer? Want as jy in die krag van God se Gees gaan lewe, gaan jy oorwinning hê, jy gaan sonde oorwin, jy gaan situasies oorwin. As jy self jou lewe gaan beheer, val en opstaan, val en opstaan. God kyk jou vanoggend in die oë, hy kyk jou in die oë, en hy vra vir jou, besef jy, my Gees is in jou. Toe ek Jesus vat, het ek my Gees vir jou gegee. Hy sê, ek is ernstig daaroor, ek wil graag jou lewe beheer. Ek wil jou beskerm van hierdie wêreld en van pyn en van sonde. En ek wil deur jou werk. Nou wat nou? Wat moet jy nou maak? Wat moet jy nou doen? Jy moet 4 goed doen vanoggend. As ons sê die Gees van God is 'n persoon, dan moet ons onsself aan God oorgee. Romeine 12 vers 1 en 2. Romeine 12 vers 1 en 2, daar staan. Gee aan God jou lewe as lewende offer, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Het beteken wesenlike, het beteken, dit is die basiese van die godsdienst wat jy moet beoefen, is om jy lewe te gee as offer aan die Heilige Gees. Hoe doen jy dit? Jy sê dit vir die Here. Jy daai dag,
toe jy hierdie vrou gevra het, trou met my? Dink jy terug aan? Dink gou terug aan. Hy onthou dit vragies. So gee jouself. 2, vra die Heilige Gees om in te kom in jou lewe. En dit staan in Lukas 11 vers 11. As jy nou vir jou pa vis vra, gaan hy mos nie vir jou 'n klip of 'n skorpioen gee nie. Hy gaan vir jou vra wat jy nodig, hy gaan vir jou gee wat jy nodig het, en dan staan daar, hoeveel te meer sal God nie aan die gee wat vra om my Gees nie. Hy sal dit gee, hy beloof, hy kan nie lieg nie. Dit is 1 vers 2 en 3, hy kan nie lieg nie. Gee jouself. Vra hom. Dan, gehoorsaam die Gees. In Handelinge 5:32 sê God, gee sy Gees aan die wat hom gehoorsaam. So dis gee. Dus vra. Gehoorsaam. En dan glo. Want in Galasiërs 3 vers 14 staan daar, ons het die Gees deur die geloof ontvang. Wil jy nie vanoggend sê, Here, maak my nuut. Maak my nuut, Here. Here, ek wil getuig oor u rol in my lewe. Ek wil verklaar dat ek u Gees het en dat ek u wil gehoorsaam. Miskien is daar iets wat jy vanoggend van die Gees wil vra. Doen dit nou. Vra vir ons. Vertrou daarvoor. My belydenis moet wees. Here, ek wil u Gees beter leer ken. Sit ons die vorige skyfie op. Ek wil net bietjie stil staan daarso. Okay. As jy saam met my wil sê in jou hart, ek gee myself oor aan die Gees. As jy dit wil doen vanoggend. Sê net, Here, hier is ek. Kom. Hier is 'n persoon, ek wil met u 'n verhouding hê. Wil jy nie vanmôre sê, Here, ek wil u gehoorsaam. Ek wil nie my eie ding doen nie. Ek wil u gehoorsaam. En wil jy nie vanmôre sê, Here, maak my geloof meer. Ek glo. Ek het die Gees. Ek wens ek kon 'n bordjie saambring waarop daar staan, hier woon die Heilige Gees. Want dan sal ons anders lewe. Is ek reg? Hier woon God se Gees. As jy vanoggend verklaar het dat jy 'n verhouding met die Gees wil hê, vanaand sal ons praat oor hoe maak hy ons vol. Dan het ek vir jou 'n kaartjie saamgebring wat jy saam met jou huis toe kan vat en wat jou gaan help om teksgedeeltes te kry wat jou gaan help stimuleer, wat jou in jou verbintenis met God en met sy Gees gaan versterk, wat jou gaan help ook op die pad van groei. So jy is welkom as jy musiek nou begin speel, dan kan ons rustig uitstap en ek gaan jou seën en dan kom haal jy vir jou kaartjie as jy so voel en dan is daar vir my lekker brood en koffie. Maar vir nou wil jy nie in jou hart buig. Wil jy nie iets vas
smaak van hierdie boodskap. Miskien is daar 'n teks wat jou gepreek, wat jou getref het. Is daar iemand wat vir ons sommer van agteraf musiek kan speel? Ons net net 'n bietjie die lig vol maak. Miskien is daar net 'n teks wat jou getref het. Miskien 'n illustrasie. Miskien toe ek vir jou gekyk het. Miskien 'n voorbeeld. Miskien 'n storie. Miskien 'n stuk lering. Ek weet nie, maar as iets jou getref het vanoggend, maak dit net nou vas in jou hart. Maak dit vas in jou hart. Miskien kan ons staan vir die seën. Terwyl jy staan en God se seën ontvang. En voordat ons uitgaan, wil jy nie vandag baie mooi oorweeg met die verhouding met die Gees eg te maak in jou lewe. Deur vir jou 'n kaartjie te kom haal nie. Sit dit in jou Bybel en lees dit. As jy dit onder die knie het, gee die kaartjie vir iemand anders. So God sê vanmôre vir jou, hy seën jou in die naam van God die Vader, die een wat skep, die een wat sorg, die een wat versorg, die een wat vir die gemeente sorg. Hy seën jou in die naam van Jesus, die een wat jou geruk het, en jou opgetel het uit die duisternis, en vir jou 'n plek in die hemel gegee het, aan die lig gegee het. Maar hy seën jou ook, en hy stuur jou uit in die naam van die Heilige Gees. Die een wat jou heiligmaker is, wat jou gawes gee. Jou GPS in hierdie wêreld. Die een wat saam met jou stap en wat jou nooit sal los nie. Gaan leef in die krag van God se Gees. Amen.